Hartlike hallo van my kant af en baie welkom. Ek hoop hierdie gaan vir jou baie beteken. As ons oor die kruis praat, dan sien ons altyd die prentjie van Jesus aan die kruis en ons vergeet die pad na die kruis toe. En ek wil vandag so 'n bietjie stil staan en net so 'n bietjie fokus op 'n interessante ding. Jesus se emosionele wrogings. Jesus se emosionele mishandeling, soos ek verkies om dit te noem. Ek wil hê jy moet dink aan hoe kies 'n mens 'n binnekring. Ek sê altyd, familie kan jy nie kies nie, hulle word vir jou gegee. Maar daar sekere vriende en vriendinne wat jy kies om in jou persoonlike binnekring te wees. En dit is vir jou sleg. Dit is emosioneel baie sleg as daardie mense jou teleurstel. Dink aan Jesus. Dink aan Judas. Dink aan Petrus. Toe Jesus die nagmaal ingestel het, daar by daardie ete, het hy sy verraaier aangewys en hy het vir Petrus gesê, jy gaan my verloon. Wie is dit? Is dit mense deur ver? Nee, dis mense in sy persoonlike binnekring. Toe hy gevange geneem word, wie hardloop? Wie los hom stoksiel alleen? Wie is so bang? Sy disippels, sy persoonlike binnekring. Hoor die emosionele teleurstelling. In die tuin van Getsemane kies hy 3 van hulle. Want hy beleef woorde wat in die Bybel beskryf word soos beangs en doodsbenoud. En hy besef, ek kan nie alleen deur hierdie goed gaan nie. En wie vat hy saam? Hy vat van sy naaste vriende vat hy saam. Die naaste mense in sy binnekring vat hy saam. En toe hy by hulle kom, toe slaap hulle. Toe is hulle net doodgewoon vas aan die slaap. Terwyl hy uitroep, ek het julle nodig. Ek is beangs, ek is doodsbenoud, ek vertrou julle. Hoor die emosionele seer en die emosionele mishandeling. En dan verwerping deur sy eie mense. Daar waar 'n keuse gemaak moet word. Wie gaan vrygelaat word? Gaan dit nou Jesus wees wat vrygelaat word of gaan dit Barabbas wees wat vrygelaat word? En die skare, dis Jesus se mense. Barabbas wat vrygelaat word. Dis sy mense wat hom in die rug steek. Dis nie net die regering, die Romeine nie, dis ook die Jode wat hom in die rug steek. En Barabbas word vrygelaat. En so kan ek aangaan. Dit is nie net fisiese mishandeling en Jesus wat geslaan word en gegeesel word en wreed sterf aan 'n kruis nie. Daar's soveel emosionele mishandeling wat ook gebeur. En onthou altyd, dis in jou plek en dis in my plek. En dis hoekom ons kan sê, Here, ek gee oor. Vat my lewe. Here, ek wil my lewe in U hande plaas en ek wil lewe volgens U wil. 'n baie geseënde week vir jou.